Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, het weer groot beloftes gemaak rakende beleggings, veral van miljarde rande wat in Gauteng gemaak sal word en tot 250.000 werksgeleenthede sal lei. Dit is indrukwekkend en sal tot voordeel van die provinsie wees indien dit realiseer. Ek gesels hieroor met Anton Alberts, VF+ lid van die Gautengse wetgewer wat nou by ons aansluit. Anton, goeiemôre, baie welkom by die program. Goeiemôre Susan, baie dankie. Net eerstens jou algemene indruk van die provinsiale rede gisteraand. Ja, dit is interessant dat die premier baie meer gefokus het op beleggings. Sy vorige redes in die laaste paar jaar het hy gefokus op baie ander kwessies en veral tegnologie wat misdaad sal oplos, jy weet die hommeltuie en noodknoppies en al die tipe van goed. Alhoewel hy wel ook daarin aandag gegee het tot tomate, was die oorgrootste deel van sy fokus gewees op beleggings. En ek dink dit het iets te doen daarmee dat ons verlede jaar 'n baie lang gesprek met hom en sy span gehad en gesê het, kyk, die ANC is in die moeilikheid, hy moet dit erken, dis die realiteit op die grond en dit gaan daaroor dat sy eie mense kwaad is vir hom, vir die ANC, en dat al wat hulle gelukkig gaan maak, is nie leebeloftes nie, maar beloftes wat gaan lei, of aksie wat gaan lei tot ekonomiese groei en volhoubare werkskepping. En dit lyk tog of hy daar het aandag gegee, daar's baie beloftes gisterand gemaak, soos jy gesê het, 250.000 werksgeleenthede wat hy wil skep met die beleggings wat hy nou beoog, maar ons moet kyk of dit wel so gaan ontvou. En ons het ook vir hom gesê, en ons gaan dit ook beamoen wanneer ons nou repliek lewer donderdag in die wetgewer, dat dit is nog steeds nie genoeg nie. Dit is steeds nie genoeg om te sorg dat die ekonomiese groei hoër is as die populasiegroei in Gauteng nie. En daarom is daar nog heel wat werk om te doen en hy sal ook eintlik druk moet sit op die nasionale regering van nasionale eenheid om te sorg dat ons verhoudinge, van ons handelsverhouding met die FSA baie spoedig normaliseer. Want ons kan eintlik nie die groei kry wat ons nodig het sonder die FSA se beleggings nie. Absoluut. Nou die party het ook klem geplaas veral op nou praat ek van die Vryheidsfront Plus op die beskerming van Afrikaanse skole en ook die ondersteuning van wit en breinarmes. Hoe versoen daardie prioriteite as deel van die breër provinsiale transformasie, ook wat gelykheidsbeleide aanbetref? Ja, ons het in ons gesprek wat ons ook begin het verlede jaar met die premier en sy span wat ons gaan voortsit in hierdie jaar, van baie duidelik gesê en hy het nou saamgestem dat hy gaan nie eintlik ekstra stemme wen deur 'n groep te demoniseer nie. Sy die Afrikaanse gemeenskap, al die skoolgemeenskap weer wil demoniseer soos hy baie keer gemaak het, of op die Waarspring teen Kleinfontein, of enige ander aspek wat na aan die Afrikaanse gemeenskap en Afrikaner gemeenskap se harte is, gaan hy waarskynlik 1 of 2 stemme wen, maar hy gaan baie meer stemme verloor, want dit is nie wat mense wil hoor nie. Mense is verby daardie emosionele retoriek. Hulle wil nou sien dat daar gaan werklike planne op die grond kom vir ekonomiese groei wat baie sterk gaan wees en wat daai werkgeleenthede gaan skep, want dit gaan baie sosio-ekonomiese probleme ook natuurlik sommer van self oplos. En ek dink hulle besef dit, hulle eie navorsing wys ook dat hulle baie swak doen en dat hulle daadwerklik 'n plan maak met beleggings. So met dit gesê, het ons ook gesê, maar wat ons met jou wil bespreek, meneer premier, is dat ons wil graag 'n konstruktiewe rol speel as 'n party, maar ons het sekere vereistes wat ons gaan stel rondom Afrikaanse skole wat beskerm moet word, ongeag Bella se implementering al dan nie, rondom die beskerming van arm Afrikaners en dat die departement van maatskaplike ontwikkeling 'n rol moet speel daarin om ook organisasies te befonds wat Afrikaanse gemeenskappe dien. En dat ons kyk weer na die kwintiel 5 skole se befondsing, want ons het gaan kyk na waar daar moontlike besparings kan kom in die begroting wat kom, sodat daar weer geld kan terugskuif na die kwintiel 5 skole toe. So al daai aspekte is op die tafel, dis deel van 'n agenda waaroor ons met hom gaan praat. Hy het dit so aanvaar en ek dink ons het tot dusver 'n redelike sukses behaal omdat ons juist het reg gekry het dat hy afstand doen van sy konstante aanvalle op die Afrikaanse en Afrikaner gemeenskap. Die laaste ruk het hy dit glad nie meer werklik gebeur nie, miskien op 'n indirekte wyse, maar nie meer potshots soos in Engels sal sê, wat gerig is op die gemeenskappe nie, want hy weet, hy mors sy eie tyd as hy dit doen.
Hy het eintlik nie tyd om te verspil nie. Hy moet aandag gee aan sy eie kiesers wat nie meer vir hom wil stem nie. En ek wil nou juist met jou praat oor, wat jy praat van kiesers, dit is 'n verkiesingsjaar. Was baie van die gesprek ook maar baie polities gemotiveerd? Ja, kyk, natuurlik speel hy ook vir die paviljoen, hy speel vir die kiesers. So baie beloftes is gemaak en daar gaan baie geld gespandeer word, weer eens op behalwe vir die ekonomiese ontwikkelingsaspekte rondom werkskepping is daar ook geld wat gespandeer gaan word op polisieering, verskerping van polisieering en al daai goed. Nou, daardie kwessies is belangrik vir die Afrikaanse en Afrikaner gemeenskap, maar is ook al hoe meer belangrik vir sy eie mense. En hulle sit druk op hom daaroor, as hy nie daar presteer nie, dan gaan hulle hom straf in die verkiesings wat kom op die stadsrade. So die ANC is in 'n baie moeilike posisie. Persoonlik dink ek nie hulle kan die vliegtuig sy neus optrek nie. Daai vliegtuig sy neus duik nou skerp af onder toe en dit gaan 'n wonderwerk verg vir hulle om weer hulle kiesers behoorlik terug te wen. So die geleentheid is daarso vir partye soos ons en die DA om te sorg dat ons presteer en dat ons saam kan 'n koalisie vorm in meeste van die stadsrade in Gauteng. En daardeur haal ons ook die invloed van die ANC uit op plaaslike regeringsvlak, op grondvlak, en dan kan ons hulle aanvat in 2029 op provinsiale en nasionale vlak ook. Want dan net laastens, daar's baie gepraat nou oor ekonomiese groei, oor misdaadbekamping, vervoerkwessies wat ek dink baie Gautengse inwoners ook raak met e-tol en so meer, die Gautrain. Indien hierdie planne wat die premier nou gehad het, moet realiseer, wat moet gebeur binne die wetgewer om seker te maak dat dit is objektief, dit is haalbaar, is realisties en dit is meetbaar? Dit is natuurlik waar die oorsigkomitees baie belangrik is van die wetgewer, want alle departemente se begrotings kom na die verskillende komitees toe en daar moet ons dit besigtig en ons moet dit krities beoordeel. Ons moet kyk of die mylpale wat hulle daar stel, die mikpunte wat hulle stel, wel werklike mikpunte is, dat dit kan 'n verskil maak in die ekonomie op 'n goeie wyse, al dan nie. En as dit nie is nie, dan moet dit aangepas word. En dit is ook om ons komitees dan daar is, om seker te maak dat die regering nie net alleen besluite neem aan die einde van die dag nie. En dit is 'n rol waarin die Vryheidsfront Plus homself nogal goed hanteer en ek dink nogal redelike goeie resultate al behaal het. Veral die feit dat ons twee voorsitters van twee komitees het al 'n groot rol gespeel om veral in landbou en die ekonomiese ontwikkeling wel iets reg te kry. En ek wil by verstaan om te sê dat die ekonomiese ontwikkelings dryf wat die premier het baie ook gekom van die druk wat van die komitee af self kom om te sê maar hoor hierso, jy het meer beleggings in Gauteng nodig. Anton, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Voorspoed. Baie dankie Susan, ek waardeer. Ek het gesels met Anton Alberts, 'n Vryheidsfront Plus lid van die Gautengse wetgewer, na aanleiding van die provinsiale rede van wat gisteraand gelewer is.